Your
Goeiemorgen ministers. Ek wil jou vra of dat julle op besoekers van môre geïnteresseerd is. En vaak vir julle sal hulle staan. Alles besoekers. So oor die hoor kyk, dan het ons almal huiskinders. Maar kom ons op jou kom mekaar om maar net ons 'n voetjie en dan gee ons die persoon die naaste aan en net so net 'n paar hande. Moeilik. Geliefdes, ek hou aan die voor dan die afkondigings, soos die Eware Kerkraad goedgekeur. Vanoggend is dit gewone diens. Ons liturg en prediker is teologiese student Jaiwin Kobulus. Ons aktiwiteite vir die week is as volg: maandag aan brigade om 6uur en ook CAB maandag aan om 6uur. Die koor kom dinsdag aand om 7uur byeen. Woensdagoggend gemeentebid om 10 voormiddag, woensdag aand gemeentebid om 6 namiddag. Die loop van aanbidding is so by MM Kennis, daar sal geen byeenkoms wees Vrydag as gevolg van die konsert wat plaasgevind. Geliefdes vir die kennis en ook dan vir die ondersteuning. Hierdie naweek vind die feesvieringsnaweek plaas van ons brigade. Op Vrydag 31 Julie vier ons brigade haar 83ste verjaarsdag. Die aand om 6uur by die saal sal daar 'n stikkende konsert met die oudlede, die heilige brigade as ook met Robertson Community Brass Band in die saal plaasvind. Toegang beloop R20 en daar sal ook verversings te koop aangebied word. So ons vra vir julle so ekstra geldjie saam te wil. Saterdag 1 Augustus is dan die diner in die vorm van die Kersfees maskerbal. Die kaartjies is R200 en skynbaar by die oudlede as ook ons offisiere. En dit sluit 'n 3-gang maaltyd in. En die diner begin om 6 namiddag hier by ons in die kerksaal. Sondag 2 Augustus is daar 'n kerkparade wat begin om 9 by die Berse Kliniek. En dan kom ons daarvan af, beweeg ons af vir die dankseggingdiens om 10 voormiddag in die kerk. En gedurende die diens sal dit ook die installering van ons offisiere wees. En installering sal waargeneem word deur die Kaapstad streekskommandant Annelien Sampson. Gemeente neem kennis, dis ook volgende week op Sondag ons dankoffer Sondag. Die gemeente se voorbereiding word gevra van die kerkradsvergadering wat dan op 14 Augustus sal plaasvind by 14 neem kennis. Hier sal die verversings hanteer. Benoemingsvorm van die nuwe kerkraad is beskikbaar by die skriba. So indien u graag na die kerkraad toe wil kom, as u welkom om so 'n benoemingsvorm te kom afhaal. En lidmate wat steeds wil deel vorm van die 120 jaar feeskomitee is welkom ook om hulle name by die skriba in te dien. Ons kommissaris sou vind plaas op Sondag 6 September om 3 namiddag de Robertson Stadsaal en die kaartjies vir volwassenes en vir die kinders
beloop R100. So jy moet gou spring om die kaart te kry, want daar is net hoeveelheid kaartjies wat ons in circulasie het. Dan geliefdes, Victor en groep, dis nou ons keyboardspeler, en sy groep bied op Saterdag 29 Augustus 'n sang aan in die kerksaal. Gaan hulle hou en die kaartjies beloop R30. Van nadere besonderhede kan u met Victor of met Prodampies inskakel. Geliefdes, neem kennis, dit is dan ook die laaste week van die leraars se verlof. So ons vra steeds so miskien te doen met die laaste paar dae om lekker uit te rus. Dan geliefdes, die Mighty Man conference, ons sal dan nou die volgende week, sal dit in die voorportale opgeplak word, of wees. Ek maak lees ook vir u die Mighty Man conference, Robertson Aston. Dit is dan vanaf die 18de tot die 20ste September 2026. Die lokasie is dan op 'n plaas op die R60, ek dink net so hier by Arabiala, Wynlandgoed. En dan die weekend pas is R150 per persoon. En die tickets kan ook dan online dan bespreek word. En die selnommer en ook die e-mailadres indien u meer besonderhede verlang. Die volgende seker voorbiddings, algehele voorbiddings word gevra. Ons dink dat alles bejaardes van ons eie gemeente, asook ons dorpse bejaardes, soos dat Raaitjie Beekman, soos dat Lientjie Fortson, by 1, soos dat Trudy Maurice, by 2, Boere Soumekier, by 2, soos dat Corrie Solomons, by 5, broer en suster Erasmus, by 15, Dominee van Eck, broer Andries Hector, by 15, broer Ion Douw, by 15, broer Daggy Maurice, van ons plaaslike KGS-kerk, soos dat Linda Oktober, by 14, en soos dat Sarah Baagman, by 9, en speciale voorbereid ook vir haar, want sy is ook bedleend. En geliefdes, ons al op die gemeente se voorbereid vir die Arendse en Mensa families, wat ons gestoot ook hulle geliefde aan die dood afgestaan het. Die kerk het bedank by 5 vir die blommebeet van Julie, en die kerk het bedank op die voorbereidingsklas vir die verjaarsdag in Julie. By 14 neem kennis vir Augustus vanaf volgende week sal dit u blommebeet wees. En die kerk kon neem kennis, u sal die verjaarsdag en gelukwensinge hanteer. Geliefdes, dis dan ons gemeente se afkondigings. Ons bid die Here se seën toe op ons gemeente en al ons werksaamhede. Die voorbereiding klas nog die laaste keer dat u die verjaarsdag hanteer. Ik weet wat ik voor jullie plan, serie voorspoed en niet in. Ik wil voor jullie toekomst geven en verwachten. En jullie zal dat, dan zal je me aanhouden tot me komt. Net zo, en ik zeg dat ik Thank you, Jesus.
Goeiemôre gemeente. Ek sien nou die kerk kyk vir my baie snaaks aan. Hulle wonder seker nou waar is Jesus? Hier is ek wat die huweliksring gaan doen nie. Hoe prentjie. Ek gaan vra vir suster Albertine en haar geliefde om na vore te kom. As jy nie weet wie dit is, jy gaan nou sien nie. Geliefdes, ek gaan vir julle saam lees uit Efesiërs 5, agter suster en ek gaan vra vir enige iemand wat vandag of die afgelope tyd huwelike herdenkings gevier het, dan kan iemand na vore kom. Dan iemand wat in die tyd trou. Die sembel sien ek ook vreemd. Ek gaan sommer vir u wat huwelike het, saam lees. Ek hou van wanneer mense oor die huwelike praat, Efesiërs 5 aantaal. En dan, ek gaan so 'n paar verse daar lees, vers 21, 22 en 24. Dit sê, wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. Vroue, wees onderdanig aan julle mans soos aan die Here, omdat die man die hoof is van die huis, soos Christus ook hoof is van die kerk. Hy is die verlosser van die liggaam. En dan net vers 25, mans, julle moet julle vroue lief hê. Die ouer vertaling sê so mooi dat jy met jou eie vrou moet jy lief hê, soos ook Christus die kerk lief gehad het en homself ter wille van oorgegee het. Nou dit sê vir ons vanoggend dat God die huwelik nie net as iets beskou wat vir die mens mooi is nie, maar dat God dit ook saamvoeg en verbind aan sy verhouding wat hy met die kerk het. En as ek dink as 'n mens daarna kyk na die huwelik, dan is dit iets goed en iets mooi. Nou, vanoggend het ons 'n mooi voorbeeld hiervoor. Hulle twee nog aan dieselfde grootte. Sy wat suster en broer Albertine die kerk kom ons bid vir net saam. Vader, ons dank U vanoggend dat U toe U die eerste mens geskep het aan ons geloof het, dat ons nooit alleen wil zijn nakom. En dan sê U vanoggend in die woord dat wanneer U man en vrou by mekaar goed gesit, vir U goed het, dat U die huwelik as goed beskou. Ja, dan so vanoggend is ons bewus dat daar baie keer huwelike is wat gebroken is, gevolg van die vyand wat kom met al sy elemente en dinge van buite. Ons gebed is vanoggend, Here, dank U huwelik vanoggend in hierdie kerk en ons gemeenskap in ons land. Op plaas vanoggend vir U en ons bid, Here, dat U self nie net die derde persoon nie, maar die hoof in hulle huwelike sal kom wees en dat die mans vanoggend die plek sal inneem wat U wil inneem en ook vroue en hulle mans onderdanig sal wees. Ons bid en vra, Here, dat U nou in ons huwelike van mense sal kom inbeweeg en ons sal lei met die woordigheid van die Heilige Gees. Wat ander ook, as hulle na ander mense huwelike sal kyk, sal sien die verhouding wat U as ons as kerk wil kom hê. As ons dit bid en aan U naam. Amen. Gemeente, goeiemôre. Hierin, ek was van laat die daar in plaas en joh, dis beskiklik baie koud daar. Ek wil vanoggend groet met die woorde van Habakuk hoofstuk 3 en dan vers 18 en 19 daarvan wat sê: Ek verheug my in God, my redder, en die Here is my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok en 'n hoë plek laat hy my veilig loop. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus, onze Here, die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons staan en dan sing ons saam een van my gesange van 22. Jy's aarde, jy's voor die Here. Ons gaan nou 'n geleentheid gee vir ons opgawes. Nou, geliefdes, u gaan met my saamstem dat as u nou terugkom, dan is dit Augustus maand. Nou jy kan nie Augustus maand binne gaan met nou Julie maand se geld. So jy moet nou Julie maand se geld vanoggend offer, en die Here jou kan seën vir Augustus maand. Jy moet nou alles nou ingooi, soos die volgende maand kom, dan kan jy sien die Here gaan voorsien. By ons sang die lof en aanbidding terwyl die Jakob by omkom en die collectors te kom opneem. Kom ons gee alles om ons.
afzet Jesus, om na u te kan verluister. Here, ek kom pleit vir u dat u die oppersoos sal sien, sodat ons dit kan gebruik om uitbring na u koninkryk op aarde. Broers en susters, wanneer ons kom by die diens van verontmoediging, word ons herinner aan die wet van die Here. En wanneer ons lees uit die wet van die Here, dan word ons gepraat en ons gevra, ons by die afgelope week geleef en gedoen soos wat God van ons verlang het. Nou die boodskapvertaling gaat verduidelik in Mattheus hoofstuk 22, 37 en 40 waar Jesus hier vastgekryk word in 'n vraag. Nou wie Jesus om die laat vastkryk, weer die vraag. En hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met alles wat jy is en wat jy het. Niks in jou lewe mag vir jou so belangrik soos God wees nie. En hierdie opdrag staan bo aan die lys. Maar daar's 'n tweede opdrag wat langs die eerste een op die lys staan. Jy moet ander mense so lief hê asof hulle jy is. Die twee opdragte van die pilare waar alles rus waarvan ons in die Bybel lees. Die eerste ding wat God van ons vra om met alles wat ons het en wat ons is, hart, siel, om alles binne ons om eerste lief te hê. By die katkesante kamp het een van die katkesante so mooi gesê dat omdat God ons eerste lief gehad het, moet ons hom nou aarde lief hê. En dan ander mense so lief hê asof hulle jy is. Nou wanneer ons na daai opdrag vat van God en ons eie maak, dan sê dit eintlik vir ons dat ons ander mense behandel en hanteer as ons onsself behandel en hoe ons self voel. En dan is ons skuldig daaraan dat die afgelope week het ons gehandel en geleef en aan mense goed gesê wat ons nie moet gesê het. Baie keer is het maklik om iets van iemand te dink, want jy weet mos nie wat jy dink nie. Maar dan praat God vanoggend direk met ons wanneer hy ons sê. Maar daar's 'n tweede opdrag wat langs die eerste een op die lys staan. Ander mense moet jy so lief hê asof hulle jy is. Die vraag is vanoggend, hoe lief is ons nog vir onsself? Het is maklik om God lief te hê omdat ons hom nie kan sien en hy nie by ons is nie. Maar hoe lief is ons vir onsself? Dan is soms in die spieël en sê maar, ek is eintlik so lief vir myself. Of is ons vir onsself lief, maar die mense rondom ons en by ons in die huis, ons weet nie hoe met hulle gaan te leef nie. Maar dan is God toch genadig en hy bewys hy liefde aan ene jaar van ons. Kom ons staan vanoggend en dan sing ons net die eerste vers van Psalm 60, diep o God, diep neergeboor, staan ons vanoggend voor sy woord.
Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde ons juist daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondig was. En verder sê in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtighede. Gemeente in Christus is daar vergifnis, by hom is daar genade, en daar is 'n nuwe lewe vir elkeen wat in geloof na God toe kom. Ontvang daarom die vrede van die Here en leef as mense wat deur sy genade vernuwe is. Nou gaan ek vir vra die persoon net so naaste aan u om die hande van vrede te gee, omdat ons nou vrede van God ontvang het. Kom ons bely dan ons geloof op in God. Saam met die res van die wêreld en saam met die kerk het u heen, bely ons vanoggend as VGK Robertson ons geloof deur die volgende woorde te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, die ewige Seun, ons Here, wat ontvangen is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat geleerd word in Pontius Pilatus, gekruisigd gesterf en begrawe is, en die derde dag wat gedeerd opgestaan in Jode, opgevaar in die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, en waar is van geoordeel, wat lewe ek glo dat die Gees, ek glo dat die Vader ons vergeet, die gemeenskap van die Heilige, die vergewing van sondes, die opstanding van die mens, en die ewige lewe. Amen. Ek gaan die lof en aanbidding nou geleentheid gee om ons lofsang te sing. Daarna gaan Oudlingenie ons die kantelgebed doen. En een van die kantesante gaan ons in die skriflesing lees uit 1 Petrus 2 en dan net vers 9 en 10.
begin om gebed. Vader, baie dankie Here Jesus vir die wonderlike voorreg wat ons het om as geloofsgemeenskap mekaar te kan wees. Ons ag dit nie vanmôre reg nie, Here, maar 'n voorreg. Want dit kan so anders gewees het, Here. Here, toe ons almal gisteraan in slaap kom maak, Here, het ons nie geweet wat die nuwe dag vir ons sal inhou nie. Maar Here, u genade en u liefde was ons elkeen genoeg en u het ons wakker gemaak met daardie diepe slaap. So baie Here die vanoggend gemaak het. En daarom Here, eer, prys en loof ek u Here vir al die weldade wat u elke dag aan ons elkeen bewys. Vader, vanmôre het ons gekom met 'n verwagting in ons harte. Here, ons het leeg van ons huise gekom na die kerk. Met die verwagting, Here, dat ons gevul sal word met die Heilige Gees. En daarom is my gebed, Here, maak ons ore oop, maak ons harte ontvanklik om u woord in te neem en na te luister, ons eie te maak, en wanneer ons later iets sal gaan, Here, dat ons dit sal uitleef en ware getuie vir u sal wees. Here, ek wil u diensknegte soek om opdra in troon van genade. Here, wil my broer kom weersteek agter die oor van kruis, dat hy vanmôre nie in sy eie krag sal staan, Here, en met u wat vir hom die krag gee, Here. Geef hom die leiding, die wysheid, Here, om te spreek, net soos u wil hê hy moet spreek. Here Jesus, ons is nou in afwagting vir u woord, wil u die woord kom seën, die lees daarvan, die oordekking daarvan, Here. En alles wat ons nog in die erediens sal doen, wil u dit kom seën. As ek dit bid in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou, geliefde gemeente van die Here, as dit nou die Here se wil is dan volgende jaar ek begin te skryf aan my mini-teses en my professor of supervisor moet toch vra vir my waaroor gaan ek skryf, en dit was maar moeilik om tot 'n tema te kom waarop ek gaan fokus. En my antwoord aan hom is dat die belydenis van Belaas iets baie na in my hart is, om die diepte daaraan gaan kyk. En ek sê vir hom, ek gaan skryf oor Christendom, en dat ek vandag verband hou met die belydenis van Belaas. Die tema van ons kamping was gewees dat jou identiteit in Christus en die VG Kerk, en dit het almal so by mekaar gepas, en ek wil graag vanoggend aan u deel die preek wat ek gedeel het aan die katkesante die Sondagoggend op die kamp. Nou, Suster Paula kyk net vir my so dat ons het nou die Saterdag, toe kry ons nou nie ons het nou daar in die veld afgegaan om hout te gaan soek. Nou, Suster Lisa weet, op die plaas weet, daar is een dier spesifiek wat daar is, en dit is 'n hond. Dis die enigste dier wat ons daar ken. En toe het ek nou een hoender vir die eerste keer daar gesien, terwyl ons die hout gaan soek het. En dit het my laat kom op die volgende storie. Daar was 'n verhaal van 'n jong arend. Nou die arend het kort na sy geboorte, en hy nou tussen 'n klomp hoenders
is die arend nou beland. En hy saam met die hoenders het hy groot geword. Hy later geleer om die grond te begin te pik, kort eentjies te fladder, en te glo dat dit alles waartoe hy as 'n arend dan nou in staat was. Nou elke dag het hy by daar hoog bo hom het aan arende, het hy nog gesien sweef. En hy vraag die eendag by die ander hoenders nou by hom. Nou wie is die voels aan jou wat nou so hier bo ons rond vlieg? En die hoenders antwoord vir hom dat hulle is arende. Moenie na hulle kyk, jy sal toch nooit eendag so te arend, sal jy wees. En die arend het geglo. Hy was die hele lewe lang en hy het soos 'n hoender het hy geleef. En al was hy nou geskape om soos 'n arend te kan vlieg. Nou broers en susters, hoe tragies is dit dat wanneer iemand vergeet wie hy of sy werklik is. Nog meer tragies is dit wanneer 'n Christen vergeet wie hy of sy waarlik in Christus is. Nou ons leef in 'n wêreld waar mense voortdurend die volgende vraag vra. Wie is ek? Jong mense probeer hulle identiteit vind in hulle klere, in hulle selfone, want almal wil 'n iPhone hê, in hulle prestasies, want almal wil slaag, in die sport wat hulle speel, of selfs in hulle vriende,